Goeiemôre, dit is Dinsdag, die 2de Desember 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek merk op sosiale media weer eens hierdie wederwysige aanvalle en plasings wat gaan rondom die volksmoord of soos Donald Trump dan gesê het, genocide in Suid-Afrika. Daar's 'n klomp jong stemme wat opgaan ewe skielik wat sê hy's 'n Afrikaner, hy woon in Suid-Afrika en hier is nie volksmoord nie. Maar ek dink 'n mens moet eers kyk na wat beteken 'n volksmoord. 'n Volksmoord sluit nie net die fisiese doodmaak van elke wit mens voor jou nie. Dit gaan oor die vernietiging van taal, die Belle-wetgewing, die vernietiging van jou kultuur, jou manier van aanbidding, die infiltrasie van jou kerke, en om jou werksgeleenthede van jou te ontneem, deur BEE, dit alles vorm deel van die genocide pakket. Die beskuldigings wat rondvlieg, maar dit is apartheid se skuld, kolonialisme se skuld, dis die mense wat voordeel getrek het uit die apartheidstelsel wat geteken moet word, en selfs persone wat na 1994 gebore is, word onder dieselfde kam geskeer en gepenaliseer, alhoewel hulle nooit 'n aandeel in apartheid gehad het nie. Word daar gereeld gesê, maar julle het voordeel getrek omdat julle ouers of oupas deel was van die apartheidstelsel. Alles wat verkeerd loop in Suid-Afrika word op dieselfde groepering van wit minderheid geblameer. Ons kry die skuld van alles. As ons gaan kyk wat in Rwanda gebeur het, met die Hutus en die Tutsis, waar die een groepering op radiostasies die ander groepering cockroaches genoem het. Alles wat in daai land fout was die skuld van die cockroaches. En daar was op 'n stadium het daar 'n groot verwydering in die bevolking gekom tussen die twee. En op 'n gegeewe dag, deur 'n mensgeskepte insident, het hulle mekaar of onverwags het die Hutus die ander aangeval. In die proses is 800,000 mense vermoor in 'n kwessie van 3 maande. En daar was by die populasie geen twyfel oor wie moet doodgemaak word nie, want wie is die skuldiges. Net so in Suid-Afrika hoef jy vir geen een van die massas te vra, die jonge generasie wat in die skole die verkeerde Mandela geskiedenis geleer word, waar die blanke geskiedenis, die blanke se stryde, Bloedrivier en alles wat daarmee saamgaan nie meer genoem word nie. Blameer indirek en in baie gevalle direk die blanke minderheid in Suid-Afrika vir alles wat fout gaan. Die verval in die land, jy weet uitsprake soos white minority capital, die skuld dat die grond gesteel word. Hulle glo dit, ten spyte van historiese bewyse dat dit nie so is nie. So hierdie deurlopende proses van aanvalle op ons is deel van genocide, is deel van 'n volksmoord. Dis die voorafgaande fases. Nou daar is 10 fases van volkmoord, waarvan die laaste ene ontkenning is. Fase 9 is die opruiming en fase 8 is waar ons nou is, die polarisering
van die mense. Daar word 'n wig ingedryf tussen wit en swart met 'n doelbewuste rede. Sodat wanneer die dinge suid gaan in Suid-Afrika, wanneer dit skeefloop, is daar by die bevolking geen twyfel oor wie die skuldiges is en wie gestraf moet word vir hulle probleme nie. Want dit word duidelik ingeprent. Die lied Kill the Farmer, Kill the Boer. They haven't called for the killing of the whites yet. Ramaphosa wat gesê het in sy toespraak van Sondag aand, waar hy gesê het dat almal in Suid-Afrika is equal under the law. Ons weet, dis 'n befame leuen wat hy vertel. Daar is geen gelykheid in Suid-Afrika as dit by die law kom, of by werkskepping, of werksoeke kom, studente wat gerantsoeneer word, en dan die kwotastelsels, alles wat ingevoer word. Kyk na hoeveel kunstefeeste het die Afrikaners al vir hulle self geskep. KAKLK, Afrikaans is groot, in die bos, op die koppie. Op die koppie is tot niet, omdat hulle gedwing was om oop te maak vir alle rasse. En stelselmatig word dit ingevoer, die KLNK, of wat ook al daaronder in Oudtshoorn, is nie meer 'n kultuur byeenkoms nie. Dit gaan nie meer oor die Afrikaner nie. Dit gaan nou oor almal se deelname, die reënboogvlag wat oor alles getrek word. En ons sien dit al meer en meer plekke waar die organiseerders gedwing word om van hulle toe te laat, maar die organiseerders van swart feeste wat meestal misluk, want die geld daarvoor word gesteel, daar is nie genoeg kosvoorsiening gemaak nie, en alles wat daarmee saamgaan, daar die ligte is onvoldoende, dis totale mislukkings. Daar word nie vir hulle gesê, daar moet 'n wit sanger wees, wit verteenwoordiging wees nie. Nee, hierdie reëls geld net een kant toe, eensydig op ons afgedwing. Dit alles is deel van die definisie van genocide. En 'n ou wat in Suid-Afrika woon, en hy sê daar is nie genocide in Suid-Afrika nie, weet definitief niks wat in Suid-Afrika aan die gang is nie. Maar dan kom die plaasaanvalle en die plaasmoorde kom by. Maar dit is nie die enigste fokus van genocide nie. Dis deel van die definisie van genocide, of dan volksmoord. As ons gaan kyk oor die feit, hoekom is daar soveel plaasaanvalle wat misluk, wat nie in plaasmoorde eindig nie, is omdat die boere hulle self kan beskerm omdat hulle wapens het. Ons weet hulle is nou hier met 'n sluwe, slinkse, agterbakse plan besig om ons toegang tot wapens te ontsê. En die dag as 'n boer nie 'n wapen het nie, is dit so goed soos hy is dood. Want al wat hierdie mense weghou en verhoed dat plaasmoorde se getalle nog meer opgaan, is die boere wat hulle self suksesvol verdedig met hulle wapens en hulle veiligheidsstelsels, plaaspatrollies wat kom help, bure wat kom help, en almal is gerad daarvoor. Maar as dit nie daarvoor was nie, as dit nie was vir wapens nie, sou die moordsyfer baie hoër gewees het. Die feit dat van die aanvalle op plase misluk, is aan ons eie goeie organisering, waaksaamheid te danke. Maar dit is nie vir almal beskore nie, want jy kan nie altyd oral op enige plek gereed wees nie.
daar's altyd diegene wat slaag, omdat hulle onverwags op snaakse plekke toeslaan, wat jy daarmee kry. En dis die enigste rede waarom daar nog nie volskaalse moorde op plase plaasvind nie. Want omtrent 20% van plaasaanvalle is suksesvol wat lei tot 'n plaasmoord. Die getalle kon baie anders gelyk het, as dit nie was vir die feit dat ons onsself kan verdedig en beskerm nie. En dis krities belangrik dat ons daardie vermoë behou. So ja, aan die een kant kry jy die politikuste wat opstook. Nie een van hulle, Ramaphosa, sal nooit in 'n straat wees met 'n panga nie. Nie enige van die ander leiers van destyds het fisies die bomme in Suid-Afrika geplant nie. Maar hulle het die opdrag gegee. Hulle het die instigation gedoen. Nou gebeur dieselfde hier. Hulle doen die instigation van dit alles. En op die ou einde is hierdie gewillige massas vir 'n klein beloningkie heeltemal inskikkelik om namens hulle op te tree in 'n retoriek wat besig is om hulle te motiveer tot 'n vlak waar ons baie ernstig gevare in die gesig gaan staar. En ek dink veral 2026 kan 'n lelike jaar wees. Ek verwag nie veel moeilikheid hier oor Desember nie, oor die goeie dae nie, as redes daarvoor. Maar ons sal op ons hoedes moet wees. Ons moet deurgangs voorbereid wees, want hierdie stemmetjies wat skree, daar is nie 'n volksmoord in Suid-Afrika nie, weet nie waarvan hulle praat nie. En as jy na hulle fotootjies kyk, dan sien jy dit is snuiters wat waarskynlik nog nooit eens in die platteland was nie. Nog nooit die stad verlaat het nie. En wat te gelukkig in 'n reënboogomgewing inskakel. Dis die sulkes wat vorentoe eendag nadat ons oorleef het, nie welkom sal wees nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ja, ek praat dan môreoggend weer met julle 'n lekker dag, aangenaam en dink oor die kwessie van volksmoorde.